En koning Hizkia het die Here gedien, en hy was lief vir God gewees. En het sê daar van koning Hizkia, hy het die hoogtes afgeskaf, en die klippilare verbreek, en die heilige boomstamme omgekap, en die koperslang wat Moses gemaak het, stikkend gestamp. Jare later, dat hulle nog steeds vastgehou aan iets, en Hizkia kom breek het af. En 'n paar jaar later na dit, kom Jesus en hy sterf van die kruis. En as ek en jy ons oë op hom hou, dan maak hy ons gesond, dan herstel hy ons, dan raak hy ons aan. En dis 'n kruis wat ek en jy kan saamdra vir altyd. Want dit gaan nie weer afgebreek word nie. Die Here het alles gedoen aan die kruis. Hy het dit volbring en dit staan vas. In 2000 jaar kon die vyand hom nie afbreek nie. Nee. En nog steeds kan ek en jy vandag opkyk. Sê dankie Jesus. Dankie Here vir dit wat U doen. Ons hou vas aan dit. Ons sal nie so afval van U nie. Kom Here, kom raak ons aan. Dankie Here vir vanoggend Vader. En ons wil ons oë ophef, Here. Woord sê, het jy oop na die berge, waar sal die hulp vandaan kom? Kom van die Here af. Vader, want U is ons hulp. Ons roep uit na U. Vanoggend, Here Jesus, wil ons weer kom kyk. Net weet, Here, wie U is. Kom herinner ons, Vader, wat U vir ons gedoen het. Wie U is, Vader. Dankie, Here Jesus. Vandag, Vader, vanoggend, maak ons harte oop vir U. Ons verklaar, ons sal nie weer dieselfde wees nie. Amen, amen. Ja, lekker, is nie lekker om in ons plek te wees nie. Ons geskuif van Acacia af, en skielik, dit het volgelyk, skielik lyk dit weer, of ons het weer plek. Prys die Here. Ons het 'n paar leë stoele. Is dit nie amazing nie? Ek kan nie wag om te sien hoe die Here sy kerk bou en die stoele kom vol maak nie. En ja, vanoggend, die Here het sommer 'n woord op my hart gelê, maar ek dink, net om in te gaan in dit wat die Here gee het. Ek onthou, ek het 'n vriend gehad, en eers het goed gegaan met hom, en sy familie, en het goed gedoen, hy was in besigheid gewees, en hy het gefloreer. En een dag toe gebeur daar net iets in sy lewe, iets het skeef geloop, en hy verloor alles. Hy verloor soveel dat hy 'n plek is, waar die kerk vir hom kospakkies moet aflaai. Hy is op daai plek. Maar weet jy wat, hy het nie sy oë van die Here afgehaal nie. Hy het gebly kyk, en hy het sy oë op die Here gehou, en die Here het gekom en hom herstel. En hy is vandag herstel, en die Here het vir hom weer goed oopgebreek, en hy is weer in besigheid, en dit gaan met hom baie goed. Is dit nie amazing nie, hoe die Here kom, en as ons oë net op hom hou, dan kom hy, en hy herstel, en ek wil vir jou lees hierso in Psalm 34, vers 20, staan daar, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Dis nie 'n lekker versie daai nie. Nie geskryf vir hom daar nie. Maar anyway, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Maar uit almal red hy hom. Uit almal red die Here hom. Almal, vriende, almal. Ek gee nie om wat jou situasie nie, ek gee nie om waar jy self bevind nie, ek gee nie om wat 'n vyand jy wat 'n Goliat jy voorstaan nie, ek gee nie om die Here se woord sê, ek sê altyd, God says it and that settles it. Die Here sê, uit almal red ek jou. Hou net jou oë op my. Spreuke 5 vers 19, in 6 benoudhede sal hy jou red, ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. In 7 hoef jy nie eens te red nie, maar daar is nie onheil nie. Partykeer gaan ons deur goeters en onheil, maar die Here sê, ek sal jou red. Maar dan kom 'n tyd wat dit nie meer nodig is nie, want jy sal die oorwinning hê. Is dit nie amazing nie? En dan kom hy en dan sê hy, in Spreuke 24 vers 16, want 7 maal val die regverdige en staan weer op. Maar die goddelose struikel in sy ongeluk. Kan jy sien, die regverdige val ook. 7 maal. 7 maal val die regverdige. Maar hier is die verskil. 7 maal staan ek op. Ek bly nie lê nie. Want daar's 'n kruis. Daar's 'n lig wat nie gedoof kan word nie, wat nie geblus kan word nie. En dan val ek 7 maal. Ek gaan 7 maal opstaan. Dis die verskil. Want 7 is die hand van God.
7 is die getal van God, 6 is mens. 7 is God, 7 maal staan ek op. En God red my uit alles uit. Maar ek vir jou nog 'n storie vertel van iemand wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het, en ek glo baie van ons ken die persoon. En ons het toestemming om haar naam te noem. Ons het toestemming om oor haar te praat. En ek wil vandag vir jou vertel oor 'n vrou se lewe en wat met haar gebeur het en net die pad wat sy gestap het. En haar naam is Naomi. Naomi en Rut. En ek wil ons vat daarso na die boek Rut toe. En ek wil vir julle 'n bietjie met julle praat oor die lewe van Naomi. En ja, ons gaan 'n bietjie oor Rut ook gesels, maar ek wil net vir Naomi bietjie uitlig, want hier is Naomi. Sy's in die beloofde land. Sy's in die land wat God gesê het, melk en honing, oorvloed. Ek vat julle uit Egipte uit en ek bring julle na 'n plek toe waar julle gaan geseën wees en waar julle oorvloed gaan hê. En die nice ding is, Naomi bly in Bethlehem, plek van brood. Ek kan net Naomi sien, sy voel veilig daar, sy voel versorg, sy het 'n man, sy het kinders, sy het 'n nageslag, sy het vriende om haar, en dinge loop mooi vir haar, hulle het grond daarso, en dit gaan goed met hulle, want jy sal later sien, dat daar was iemand, sy het iemand geken, sy naam is Boas, en hy het vir Rut kom redeem. Nou as jy iemand redeem, moet jy dit wat hulle nie gehad het nie ook terugvat. So daar was grondgebied wat hulle moes teruggevat het. So Naomi het grond gehad. So dit met hulle goed gegaan. Maar toe gebeur daar ietsie. Hongersnood kom in daai land. En Naomi se man het seker op 'n plek gekom en gesê het, ek wil die beste doen van my familie. Ek is in 'n plek waar ek 'n besluit moet neem en hy besluit om hulle na 'n ander land toe te vat. En skielik verloor Naomi alles wat sy gehad het, haar veiligheid, haar huis, haar dorp, dit wat die Here vir haar gegee het, dit wat sy geken het. Skielik moet sy uit dit uitstap. Vriende, maar hier is die verskil. Want baie keer stap ons uit iets uit en ons stap in iets in. Maar ek wil vir jou sê, daar's iets wat jy moet saamdra. Naomi kon nie huis saamgevat het nie. Sy kon nie, daar's klomp goed sy nie kon saamgevat het, maar sy kon 'n tas saamgevat het. Sy kon 'n tas gepak het. En ek en jy, as ons ergens heen gaan, na 'n nuwe plek toe, as ons in 'n plek is waar ons nie wil weet, ek en jy moet altyd iets saam dra. Nou in ons tas is daar goedjies wat ek en jy moet dra. En die eerste ding, wat as jy op na 'n ander land toe gaan, na 'n plek waar jy nie eintlik wil wees nie. Weet, Naomi is uit haar land, uit die beloofde land, uit Bethlehem, uit plek van brood, uit haar huis, alles wat sy geken het, sy moet alles los en na 'n ander land toe gaan, na 'n plek waar sy nie hoort nie, waar sy nie wil wees nie. As gevolg van omstandighede, maar Naomi het besluit om iets saam te vat. Ek en jy, al gaan ons deur moeilike tye, daar's goed wat ek en jy moet saamdra. Daar's goed wat ek nie kan los nie, agterlos nie. Jy kan jou huis los, maar daar's goed wat jy nie kan los nie. Eerste ding wat jy nie kan los nie, is jy moet water saamdra. Want dit is 'n ver pad. Ek wil vir jou sê, as hy sonder water gaan, het hulle nie gemaak nie. Want die area was woestyn. Hulle moes deur die woestyn gaan. Sy moes water gehad het. Dit was krities belangrik. Mense, jy moet Jesus saamvat. Daar's nie 'n ander vraag nie. Jy kan nie sonder dit nie. Dis nie bespreekbaar nie. Jy moet Jesus saamdra, hy moet in jou tas wees. Jy kan nie sonder Jesus gaan nie. En dan was daar nog iets wat sy gehad het. En jy kan dit saamdra as jy wil. Jy hoef nie, jy kan dit by die huis los. Maar ek sal sterk aanbeveel dat jy dit moet vat. En dis skoene. Ek sal sterk aanbeveel, as jy gaan stap oor die berge, of as jy na 'n ander land toe wil stap, vat skoene saam, jy hoef nie. Maar ek sal sterk aanbeveel, dat jy met skoene van wat jy voete gaan seer kry. Dit gaan moeilik wees, dit gaan nie lekker wees, jy gaan sukkel, jy gaan blaas hê. Jy gaan nie dit kan beleef, soos jy dit moes beleef, as jy nie skoene het nie. Ek sal aanbeveel, lees jou Bybel, bid, word gedoop, raak deel van 'n familie, kom in 'n kerk in waar ons mekaar kan versterk en daar kan wees vir mekaar. Ek sal dit sterk aan, jy hoef nie. Maar jy gaan nie die volheid beleef
van die tyd wat jy is, van jou journey nie. Dit gaan dalk nie so lekker wees nie. Ek sal sterk aanbeveel, vat skoene. En dan is daar iets anders, 'n kierie, is hierdie 'n bietjie kort, dis die eerste een wat ek kon kry. Maar dan moet jy kierie, party mense wil 'n kierie vat, ander nie. Dis okay. Jy hoef nie. En dis die derde ding. Daar's sekere goed, mense wat jy moet saamvat, wat jy nie kan los nie. Jy kan nie sonder dit nie. Dan is daar sekere goeders wat jy moet saamvat, ek sal hoogs aanbeveel, dat jy deel maak van jou lewe, maar dan is daar seker goed wat jy kan besluit. Jy wil jou hare die kant toe kom of daai kant toe. Jy wil 'n varkchop eet of nie, dit maak nie saak nie. Ons gaan nie hare kloof daaroor nie. Ons gaan nie mense verloor as gevolg van 'n varkchop nie. Ek gaan nie jou verloor as 'n vriend nie. As jy hom nie wil eet nie, go for it. Dis jou kierie. Jy kan met hom loop of nie. Daar's sekere goed wat ek gaan nie met jou beklei daaroor nie. Dis okay. Maar ek wil hê jy moet gedoop word. Ek wil hê jy moet Bybel lees. Ek wil hê jy moet by die Here sit, sy voete sit. Ek wil dit hê. Ek beveel dit aan. Maar ek wil definitief hê Jesus moet in jou hart wees. Daar's sekere goed wat ons saam dra, wat jy nie kan los nie. En hoekom sê ek hierdie goeters? Want hier kom Naomi in 'n land waar sy nie wil wees nie. Waar sy nie hoort nie. En weet wat gebeur op daai plek? Haar seun trou met 2 Moabitiese vrouens. En die Here het gesê, moenie trou met die heidene mense om julle nie. Daar's 'n prys. Hulle gaan julle verlei. Jou seuns verlei. En hier gebeur dit. Maar Naomi het vir Jesus saamgedra. En toe haar seuns met 2 Moabitiese vrouens trou, toe sy lief vir hulle. Want sy ken God se hart. Sy neem hulle in. Sy stel hulle bekend aan Jesus. Sy versorg hulle. Sy's daar vir hulle. Sy embrace hulle. Mense, die wêreld is stikkend die buite Moabite. Hulle is goddeloos. Maar bring hulle in die familie in. Kom ons is dit lief vir hulle, want ons het Jesus. Dis wat hulle soek. Kom ons embrace, en Naomi kon in 'n vreemde land, kon sê, ek wil vir jou sê, slegte goed gebeur met goeie mense, sodat die Here goeie goed met verlore mense kan doen. Partykeer gebeur goed met my en jou, maar omdat ons die tas dra, kan die Here in my omstandighede, kan die Here iemand se hart aanraak. En kan die Here, en julle gaan sien, dis amazing, wat die Here doen. Omdat Naomi besluit het, ek gaan God se liefde in daai plek inbring. Ek gaan nie daai plek gaan my nie aftrek nie, ek gaan daai plek optrek. En hiersoos, kan ek vir jou so sê, baie keer bid ons, en broers het die naweek genoem, baie keer bid ons en sê, Here, wat is die wil vir my lewe? Here, wat wil hy moet ek doen? Maar ek wonder of die Here partykeer wil hy ons met 'n ander gebed ook bid nie. En bid, Here, wat is u wil? Wat wil u in hierdie wêreld doen? En hoe kan ek daarbey inpas? Nee, want ek dink ek het ook die voorbeeld gebruik. Jare terug het hulle geglo die son roteer om die aarde. Maar vandag weet ons die aarde roteer om die son. En ja, ek kan bid, Here, wat is u wil vir my lewe? Maar wat 'n gebed om te bid, Here, wat is u wil en hoe kan ek daarbey inpas? Wat wil u doen vandag? Wat wil u in daai persoon se lewe doen? Wat wil u nou doen, Here? Wat wil u, waarheen is u op pad, Here? Wat wil u deurbreek? Wat wil u doen, Here? En hoe kan ek daarbey inpas? Hoe kan ek 'n deel wees van dit? Here, maak my oë oop dat ek kan sien dit wat u doen, Here, wat u wil doen. Want hulle was Moab toe en God het 'n plan gehad. God wou iets doen en ons gaan sien, dis amazing, as jy kan sien dit wat God gedoen het, en as Naomi daarin gegaan het en geval het in 'n gat, omdat alles is nou by mekaar en stikkend en verby, en Here, ek is nou hierso, nee, sy het opgestaan, omdat sy Jesus gedra het, en daarom kon sy bid, Here, wat wil u hier doen? En kan ek deel wees van dit? Kan ek 'n verskil maak, selfs daar waar ek nie wil wees nie? En laat my dink aan die ou wat, ons lees aan Lukas 8, is daar ou wat tussen die grafte rondhol, hy's mal, hy's nie op 'n goeie plek nie. Maar in daai plek kom Jesus en hy raak hom aan en Jesus sê vir hom, en hy sê, Here, so kan ek u volg? Die Here sê, nee, dis nie my plan, ek wil net teruggaan na jou huis toe.
En hy teruggaan na die woord en het sê daar so in die woord begin verkondig, vir hulle vertel die groot dinge wat die Here gedoen het. En 'n tyd later, toe Jesus terugkom, was daar 'n groep van gelowiges. En ek dink dit is 'n gevolg van wat hy gedoen het. So in die plek waar hy was, kom die Here en hy raak hom aan en God gebruik hom in mense lewens. En 'n kerk en goeie begin ontstaan in daai plek. Is dit nie amazing nie? Selfs in jou omstandighede praat die Here met jou. Die Here los jou nie. Jy's nie alleen nie, hy's daar. Hy praat met jou, selfs in daai plek. Rit 1 vers 6. Sy het haar gereed gemaak met haar skoondogters. En kan ek net dit sê voor ek daar kom? Nadat sy hulle ingeneem het, die sterf haar man en haar 2 seuns. En Naomi is eintlik op nog 'n slegter plek. Nou het sy nie net haar huis, haar sekuriteit, haar goedvloei, sy het nou haar erfenis, haar generasie is ook nou weg. Maar nog steeds in daai plek praat die Here met haar. Nog steeds praat die Here met ons. Sy het haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab. Want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het. En het deur aan hulle brood te gee. Selfs daar, in die veld, in Moab, plek waar sy nie wil wees nie, daar praat die Here, en sy hoor sy stem. En die Here sê, ek herstel die plek van waar jy kom, en sy besluit om terug te gaan. Is dit nie amazing nie? Maar ek wil vir jou sê, vriende, partykeer wil die vyand ons keer, want as daar ietsie gebeur, dan gebeur weer iets, en dan gebeur weer iets, dan kom ons 'n plek waar ons wil opgee om omdraai. Want hierso kom Naomi, in 'n rit, 1 vers 8, sê Naomi aan haar 2 skoondogters, toe hulle by die grens kom, om nou in die land in te gaan, sê Naomi, vir haar 2 skoondogters, gaan hier, draai om, gaan terug, gaan terug na julle land toe, gaan soek vir julle mans, draai om, julle het 'n keuse, draai om, gaan terug. Rit 1 vers 14, toe verhef hulle stem en ween, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. Mense, maar nie opgee nie, hang God aan. Hang man. Jy staan voor die beloofde land, jy staan voor die plek van deurbraak, jy staan voor God se beloftes, hang hom aan. Al het iets gebeur en weer gebeur, moenie opgee nie, God is God, hy sal jou uitred uit elke situasie, en uit almal uitred ek jou uit, moenie opgee nie, word herinner aan God se woord, sy beloftes, hang hom aan. Orpa het opgegee, ons het nooit weer van haar gehoor nie. Maar Rut het haar aangehang. Hang God aan, jy staan voor die deurbraak, jy staan voor die beloofde land, die plek waarin jy God jou wil gaan. Hoekom moet ek en jy aanhang? Hoekom moet ons aanhang? Ek vra vir jou, hang aan, maar ek wil vir jou sê hoekom. Hier is hoekom. In Ezekiel, in 43 vers 12 sê daar, dit is die wet van die huis, God se huis, dit is die wet. Ek meen, my seuns in my huis is, dan sê ek, dis ons wet, dis familie. As jy in hierdie huis is, hierdie is ons wet, volgens hierdie goed operate ons, hierdie goed volg ons na. Hierso sê hy, hierdie is die wet van die huis. Op die top van die berg sal sy hele gebied al rondom hoog heilig wees. Kyk, dit is die wet van die huis, en nou sê hy vir ons, vers 13, en dit is die afmetinge van die altaar in elle. Elle is 'n L en 'n ekstra hand. 'n L is hierdie deel van jou voorarm. En as jy hierdie deel vat en jy meet dit, 'n L is 6 handbreedtes. As jy dit so vat, dan is dit 6 handbreedtes. Dis 'n L. Nou die Here sê, as jy die altaar bou jy dit met L'e. 6 handbreedtes en nog 'n hand. Die 7de hand. God se hand. God se deurbraak. Dit wat jy nie kan doen, jy kan net 6, dan eindig dit. Maar waar jy ophou, begin God. Hy sê, as jy 'n altaar bou, dan bou jy dit met L'e, nie met 'n L nie. Want my hand is in dit. Dit is nie amazing nie.
En ek wil jy moet opstaan uit die veld van Moab, want ek wil jou na Bethlehem toe terugvat, 'n plek van brood, en my 7de hand gaan op jou wees. Want dinge gaan gebeur wat jy nie kan doen nie. Dinge buite jou vermoë, waar dit ophou, waar jy stop, daar gaan ek aan. Dis hoekom die Here vir die voeltjies sê, hulle saai nie en hulle maai nie, want dit oor is genoeg. Want waar hulle ophou, wat hulle nie kan doen nie, voorsien die Here. Die Here gee vir hulle oor, hoeveel te meer, nie vir jou nie. Hoeveel te meer, nie vir jou nie. Daar waar jy nie kan nie, kom die Here en hy doen meer. En hy doen overflow, extra. Meer is genoeg. Maar ek en jy moet altaar bou. Ons moet altaar bou. Want 'n altaar is die heilige plek waar God se teenwoordigheid is. Ek en jy moet in daai plek kom, sodat God se 7de hand in my en jou lewe kan wees. In die Ou Testament was 'n altaar 'n plek van offergawe en versoening. Waar ek gesoffer het, en waar ek vir my versoen het met wie God is, en ons word een. Ek dink aan Abraham, toe Abraham sy seun geoffer het, toe bou hy 'n altaar van ongekapte klip. En dis hoe hulle dit moes doen, kom soos jy is, maar bou 'n altaar, en lê neer wat vir jou belangrik is, en hy kyk na sy seun, en toe's daar 'n ram agter. Hoekom agter hom? Want God wil gehad, hy moet omdraai. Jy sien, daar moet 'n omdraai wees, moet 'n wegdraai wees, daar moet 'n omdraai na God wees. Want as ek hierso kyk, oorweldig die omstandighede, die veld van Moab en die goeders oorweldig my, maar as ek kan neer lê, dan kom God se hand en ek kan omdraai en ek kan God sien en ek kan sien wat hy wil doen in my lewe. Maar ek moet omdraai, ek my oë op hom hou. Jy sien, dis hoekom met 'n omdraai is, want ek hou my oë hierso op die slang. Maar breek hom af, is tyd om hom af te breek. Moses is verby. Daar's nou 'n nuwe kruis en dis Jesus. Dis nie amazing nie. Nee, so Jesus, my omstandighede is daar. Jesus, ek is bewus van my omstandighede. Ek weet Isak lê hierso, maar ek hou my oë op Jesus. So die 7de hand in my lewe kan wees. In die Nuwe Testament is 'n altaar 'n plek van aanbidding en toewyding. Aanbidding en toewyding. Waar ek God aanbid, hy plek, hy altaarplek, hy mercy seat, daar waar God is. Ek kom na daai plek toe en ek aanbid hom. Ek aanbid hom, ek sê, Here, yes, ek sien die veld, Here, maar ek aanbid U vir wie is en ek wy myself toe aan U. En ek dink aan Joshua het dit gedoen. En ek dink ek het dit al gesê, maar hier is Joshua, hulle is ook op die grens. Hulle wil ook in 'n plek ingaan waar hulle al 40 jaar vermy het, as gevolg van die vyande en die volke en die goeters. Maar nou staan hy daar in geloof en hy sê, Here, nou, ons moet nou die 7de hand van God in ons lewe sien. En toe sê die Here vir hom, elke plek waar jou voetstoel op sal trap, dit gee ek aan jou. Hy is nog hierdie kant van die see. Die Here praat met ons. Die Here wil iets doen in ons lewe. Ons moet gaan vanaf oorwinning, nie vir oorwinning nie. Maar die Here het klaar die oorwinning gegee. Die oomblik toe ek dit neerlê en omdraai, my oë op hom hou, toe sê hy, my 7de hand is op jou. Gaan vanaf my kruis, gaan vanaf oorwinning. Moenie veg vir oorwinning nie, veg vanaf oorwinning. En toe gaan hulle deur die rivier, toe hulle aan die ander kant kom die Here, en hy gee vir hulle weer 'n belofte. Aan die ander kant, toe het die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee Jerigo met sy koning en dapper helde in jou hand. Nee, ek sal dit vir jou gee, of kom ons kyk hier. Nee, ek gee dit vir jou. Die Here het weer die oorwinning gegee, om 7 maal op te staan, om aan te hou, om elke keer terug te kom na hom toe. En julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne, trek die stad 1 maal om, en so moet jy dien 6 dae, want ek moet iets doen. Daar's 'n L, ek moet iets doen, 6 dae. Ek moet iets doen van my kant af. En 7 priesters moet die ramshoring blaas, 'n ramshoring voor die ark dra, maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek, en die priesters moet op die horings blaas. Daar kom 'n 7de dag waar die hand van die Here gaan kom en die oorwinning gee, en dan blaas jy die ramshoring, nie die silwer trompette nie. Want 'n silwer trompet gebruik jy om die oorlog aan te kondig, maar 'n ramshoring gebruik jy om die victory aan te kondig. Jy sien, die Here het gesê, gaan vanaf oorwinning en vat 'n ramshoring, nie 'n silwer trompet nie. Jy gaan nie 'n battle fight nie. Ek het jou klaar die victory gee, jy gaan die ramshoring saamdra, want jy gaan die victory verklaar. Is dit nie amazing nie? Die 7de hand van God, en hierso kom die Here.
Hy roep vir Naomi, vir Rut en vir Orpa eintlik, roep hy uit en kom op die grens, want die Here sê, gaan in, ek wil jou terugbring na 'n plek toe, hoor my stem, terwyl jy daar in die veld is, luister na my stem, en kom, en jy sal hierdie goed gebeur, en weer gebeur, ek sien waar jy is, maar hou jou oë op my, en kom net, want ek wil jou terugvat, want ek is besig om iets te herstel, en ek wil jou in iets inbring, want ek het iets vir jou reg, daarso, ek wil vir jou wys, kom ons kyk gou. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Here, ek bou 'n altaar met my lewe, Vader, ek lê dit neer. Ek offer myself, Here, wat is u wil? Here, Here, wat is u wil vir my? Here, maar wat is u wil, Here? En hoe kan ek daarby inpas? Wat is u besig om te doen, Here Jesus? En kan ek in dit instap? Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek moet u verlaat en omdraai en om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk. U God is my God. Kan jy sien, Naomi het beloofde land gegaan en omdat sy Jesus saamgevat het, het sy iemand sy lewe verander. Iemand het Jesus ontmoet in daai plek. Iemand wat verlore sou gegaan het Jesus ontmoet omdat iemand water saamgedra het, Jesus saamgebring het, van waar hulle kom, en omdat hulle Jesus saamgebring het, kon hulle iemand sy lewe verander. En daai persoon kom Jesus aangeneem en sê, hier God is my God. En is dit nie 'n mooi prentjie van Jesus wat afgekom met aarde toe, goed opgegee het, en hy het gekom, en hy het ons lewens, ek was 'n Moabiet gewees, in 'n ander land gewees, en Jesus het gekom en gesê, man, ek weet jy trou met die wêreld, ek weet, maar ek is lief vir jou, kom in my familie in, kom in my huis in, ek kan vaar jou, kom in. En terwyl ek daar so is, begin die Here my lewe verander, neem ek hom aan, en dan kan ek op 'n plek kom, waar ek sê, U is my God, en ek sal myself neerlê vir U, en dan kan ons dit bid. Kan ons bid? Kom maak ons so toe, voor ek aangaan. Ons doen net dit wat ons sien die Vader doen. Here Jesus, Here, kom in die familie in vanoggend, Here, ek wil kies om deel te wees van U huis, Vader. En ek lê myself neer vir U, Jesus. Here, wat doen U, Vader? Waar wil U my hê, Here? Waar moet ek wees, Here Jesus? Wys vir my, Here. Here, want ek lê myself neer vir U, Vader. Here, ek hou my oë op U vanoggend, Here. Ek kies U, Jesus. Ek kies U, Jesus. Ek kies U, Here, en miskien is my omstandighede nie so as goeders wat anders kan wees. Here, maar in dit wil ek U hoor. Praat met my. Here, wil ek gaan. Wil ek deel wees van dit wat U doen. Here, en al gebeur iets, en gebeur dit weer, ek gaan nie omdraai nie. Ek gaan nie omdraai. As gevolg van iemand se opinie. As gevolg van iets wat ek nie van hou nie. Here, maar dit gaan oor U. Dankie Jesus. Amen. Hier staan hulle op die grens, en ek wil net gou vir jou wys, net vinnig, en ek gaan afsluit met dit. Net wys wat kom die Here en hoe herstel hy. Want hier is Naomi op die grens, alles verloor. En Naomi sê daar so in Rut 1 vers 21, vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Ek is leeg. My man is dood. Kinders is dood, ek het my huis verloor, ek het alles verloor, was dan 'n vreemde land, ek is leeg, en hier kom die Here en hy doen iets, en hy gebruik Rut, en die prentjies draai om, kyk hierso, en Rut 2 vers 1, en Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech, wie se naam Boas was. God set them up for a miracle. Nee, die Here se 7de hand wag vir jou as jy instap, terugstap. Dit wat die Here vir geroep het, sy 7de hand is daar. Moenie opgee nie, moenie omdraai nie. Hou aan. Sy 7de hand is daar. Die Here gaan vooruit. 2 vers 2.
En Rut die Moabitiese het vir Naomi gesê, laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dogter, daarop het sy heen gaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En gelukkig kom sy op 'n stuk land wat behoort aan Boas, uit die geslag van Elimelech. Kan jy sien? Die Here het goed in plek gehad. Hulle het nie eens geweet nie, hulle het nie na land toe gaan en gelukkig. Ek glo nie in geluk nie. Toevallig nie. Toeval die lig, ja. Nee, en die Here het goed in plek gesit. Jy gaan in sy sewende hand. En hierso kom hy en hy sit goed in plek vir jou. Die Here voorsien in jou behoeftes. En teen etenstyd het Boas vra gesê, kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukkie in die asyn. Daarop gaan sy langs die snyers sit. En hy het haar gebraaide koring gegee en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Toe sy weer opstaan om haar op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, sy mag ook tussen die gerwe optel en julle mag haar nie beledig nie. En hier kom die Here en hy begin vir hulle voorsien, begin 'n oorvloed gee. Kom ek wys jou daar in vers 17. En sy het op die land opgetel tot die aand en toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit omtrent 'n eva gars. 'n eva gars het 13,2 kg geweeg, 10 keer meer as wat nodig was vir een persoon. It's amazing. Jaco, hier kom die Here, en as jy getrou is, jy hou jou oë op hom, en hy gee jou meer, hy gee jou 'n oorvloed, en hy kom en hy herstel dit wat gesteel was. En die Here beskom en hy beskerm. Met die oë op die land, wat hulle afgesny het, moet jy agter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gee om jou nie aan te raak nie, Rut 2 vers 9. En die Here kom en hy sit 'n beskerming oor haar. En hy beskerm haar. Hy herstel dit. En hy herstel wat verlore is. Rut 4 vers 13. So het Boas Rut dan geneem en sy het sy vrou geword. En hy het by haar ingegaan. Hier is daar tissue dalk asseblief, sorry man. Ek weet nie, hier staan 'n snyf heeltyd nie. En hy het by haar ingegaan. Ag, baie dankie hoor. Sy. Sorry. En hy het by haar ingegaan. En die Here het vir haar swangerskap gegee en sy het 'n seun gebaar. Kom aan, waar is daai woord van vanoggend? Kom aan, ons staan op dit. Here Jesus, wombs will open up. Here Jesus, fisiese sal oopgaan. Here, maar geestelike sal oopgaan. Wombs, Here, wat nog lê, wat mense vertrou voor, sal oopgaan in die naam van Jesus. En sy het 'n seun gebaar, vers 17. En die buurvroue het kom teruggee nie, die Here doen ordentlik. Want kyk hierso. En die Here en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isai, die vader van Dawid, wat later die vader van afgaan het van Jesus. Die Here vat Naomi stikkend seer na 'n beloofde land en sy vat Jesus saam en sy impakteer iemand se lewe. En daai persoon kies Jesus en kies om saam te stap, kies om maar op Jesus te hou. Sy kom in 'n land en die sewende hand van die Here is oor hulle en die Here herstel en die Here gebruik 'n Moabitiese vrou as nageslag van Jesus. Dit is nie amazing nie. Ek gee nie om wie jy is nie. Ek gee nie om waar jy is nie. Ek gee nie om van jou omstandighede nie. Ek gee nie wat jy dink van jouself nie. Ek weet nie of jy dink ek ken nie die woord nie, ek kan nie hardop bid nie, ek ken nie die Bybel nie. Wat kan jy met my doen? Ek gee nie om wat jy dink nie. Die Here gebruik 'n Moabitiese vrou vir die nageslag van Jesus. En hy sit haar lewe in die boek sodat ek en jy kan bemoedig word deur 'n Moabitiese vrou se lewe wat haar oop Jesus gesit het. Sit net jou op Jesus, maar hierso ek wil afsluit. Hierso kyk hierdie. Want ons het gelees daar, dit het gesê. Rut sê en Naomi sê in Rut 1 vers 21, vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. En hierso Rut 3 vers 17 sê hierdie Boas praat met sy vroutjie met Rut. Hierdie 6 mate gars het hy my gegee. Sy kom terug na haar skoonma na haar oomie toe en sy sê vir haar, hierdie 6 mate gars het Boas vir my gegee, want hy het gesê,
Jy moet nie met leë hande by jou skoonmoeder kom nie, sodat jy hande weer kan volmaak. En die Here kom, en as jy getrou is, jy stap in, en jy voel, Here, my hande is leeg. Here, wat het ek? Ek het 2 visse en 5 broodjies, Here, wat is dit vir so baie mense? Dan kom die Here en hy bring 'n seentjie, en die Here bid daaroor, en hy maak dit baie, sodat jou hande kan vol wees. Dankie, Here, dat jy ons hande kom vol maak. Miskien voel jy leeg, miskien voel dit vir jou of jy in die veld van Moab is. Miskien voel dit vir jou of iets gebeur, het gebeur weer en het gebeur weer. Miskien voel dit vir jou op 'n plek waar jy alles verloor het. Kan ons staan? Kan ons staan? Here Jesus, ek draai my oë op U. Kom met die 7de hand, Here. Kom U, Here. Kom doen wat ek nie kan doen nie. Kom verander waar ek nie kan verander nie. Kom breek deur waar ek nie kan deurbreek nie. Kom herstel waar ek nie kan herstel nie. Here, want iets is swanger. Here Jesus, ek kom vandag, kom stig ons geloof. Here, gryp ons hart in die hande, Here. Hou ons vas, Here Jesus. Here, al val ek 6 keer sal ek opstaan, al val ek 7 keer sal ek opstaan. Elke keer red U my uit. Ek kies nou om op te staan, Here. Hou my oë op U. Versterk my, Here. Versterk my, sodat ek kan veg van 'n plek van oorwinning af. Kan veg vir U. En Here, gaan vooruit. Berei die plek voor. Herstel. Dankie Jesus, dat U 'n goeie Vader. Here, ons is lief vir U. Ons is lief vir U, Vader. Ons is lief vir Jesus. Amen.